Dis alweer sulke tyd. Jy is hier ingeskakel by Troues die Perikopie. As jy na die video kyk, dan weet jy, hier sit 2 mense in ons stoel. Daar's dit altyd, meeste van die tyd, 2 mense in die stoel. En ons het 'n klein bietjie van 'n change of heart gehad, want ons is nou so moeg vir normal couples. Come on. Nee, daarom nie. Ons het net so 'n klein bietjie vergunning hierdie week, want daar's 'n pragtige movie wat op die oomblik op Netflix te sien is. En toe kry ons hierdie wille idee, hoekom praat ons nie met die makers en van die cast nie? En dis wie sit net so terloops. Ek is die enigste een wat hier is vandag wat nie in die movie is nie. So ek gaan hulle almal interview, né? Maar dis aside, daar is net soveel tyd, daar's net soveel rolle, daar's net soveel screen time. Maar jy was nie beskikbaar nie. Eloise was nie beskikbaar vir die dag. Nee, ek is nie kwaad nie, nie my bra. This is not an anger face because ons het soveel talent in ons land, soveel skrywers, soveel vervaardigers, en veral in Afrikaans. Hierdie movie Bruid van die Jaar is in Afrikaans op hierdie oomblik besig om te stroom en Luke Rouse is hier. Jy is executive producer? No? Yes, but I also was a producer of this film. Yeah, and I was not in the film either. So. See. So we're the background actors, the 2 of us and the 2 of them are on screen. En sy vrou wat langs hom sit. Hoe lank is julle nou al getroud, Karin? 18 jaar. Ja. 18 jaar. Dis 'n paar sakke sout, nee. Dit is 'n hele paar sakke sout. Ek gaan vir jou jokkie, you know. En daai is mos obviously Solomon Kiveru, ken jy vir hom? Ja. Ek weet nie of jy al die Barapi TV gesien het nie. Karin Rao, soos my net haar naam sê, sy was ook die skrywer van die movie Bruid van die Jaar. En die hoofkarakter. Die hoofkarakter in 'n pragtige rol vertolk daar. I mean, ons kon nie ons oë van haar gehou het. Jy nou sien ons hoekom Luke vir haar gekies het. Jy know, nie net om die hoofrol te speel, maar om sy beter helfte te wees. Is so lekker om vir julle 2 te hê. Dankie dat ons hier kan wees. Ja. Luke, Vijay, ons het laas jaar in reeks 1 toe praat ons met Anel Alexander, baie goeie vriendin van julle 2 en ook groot producer in hierdie land en een van die goed wat sy vir ons genoem het daai tyd is dat daar is so 'n groot nood vir Afrikaanse content op Netflix. Maar obviously het ons net soveel geleenthede wat homself voordoen want dit is 'n baie competitive arena om vir Netflix, want jy compete nie in Afrikaans, jy compete in die wêreld se movies. So enigiets van The Rock tot wie ever ook al 'n deal kry. So Luke, as producer, vat ons net so 'n bietjie terug. Ek wil baie graag by jou hoor. Wat is hy proses om met iemand soos 'n Netflix te werk en dan nog in Afrikaans ook? Yeah, it was great. Excuse me, my Afrikaans is not up to scratch, so I'm going to answer in English. But it was wonderful, and they're very supportive and excellent, and they have, these deep processes that they guide you through, and there's an onboarding process, and it's all very super thought through and planned out. But actually, when we got to make the film, it wasn't. They weren't suffocating. They let us do our thing. We had the free reign of. I don't think they didn't contact us during the shoot at all. Oh, wow. They said, look, there's a lot of preparation beforehand. We do deep dives and everything. But then when you're shooting it, they'd like to stay out of the way. They just want to see rushes and they want to see the cost report. But that's my job at the end of the day. But yeah, look, the film has come a long journey. The idea has been around for 21 years now. Karine had it as an initial idea when she was studying at Tech. She did a cabaret, and she wrote a cabaret about. I mustn't. Okay, so she wrote a cabaret about a woman, Linky. At that point, it wasn't Linky Kukumur, it was Linky De Lange, and she. Ja, maar Kukumur klink lekker. So Linky De Lange got married to 4 different guys to try and better her chances of winning the Bruid van die Jaar competition. Sure. And so we've had this kind of kernel of an idea for a long time, and it's gone through lots of different iterations. And then when Netflix, when we knew that they were experimenting with the Afrikaans market, like Anel said, we're like, okay, well, we have this idea. It's been on the shelf for a long time, but we really think it's nice. And they had this need, they had this requirement that it needed, the concepts at that point were like, they had to have some sort of IP, like either on a book or a real life story or whatever. So I was like, oh, shucks. Oh, wait a minute. Bruid van die Jaar is actually IP. Yeah. It's a competition that's been around for a long time. So that's how we pitched it to them, and they really liked that idea. So yeah, it's been around for a while. I had my first meeting with Netflix the week I brought my daughter home from hospital, and she is now 7 years old, so it took a long time. Yeah. 7 years old. Well, the first meeting wasn't about Bruid van die Jaar, but it was like getting to know them and, what are you doing in the market and what are you looking for, and it's changed a lot, but
I mean, from pitch and them saying, yes, we're keen on this, Yeah. let's figure out the price, to actually it being on the service under 2 years. So Sure. not too bad, yeah. Ja. Maar I think jou track record saam met jou broer met Rouse Productions, all the TV stuff you produced, does that van Netflix ken nie ons mark nie. They don't hulle weet nie wat op ons TV skerms is nie. Maak dit 'n verskil, daai track record? I mean, in terms of the relationships we have with the people, because a lot of the Africa and South African team have come from other broadcasters, and so we've worked with a lot of broadcasters. But honestly, I think they're just looking for good stories and for stuff that, their strategy is like local for local. So they want to make content that's going to hit here. And so they're not, I mean, if it works, if Breed van die Jaar has a big audience in Brazil, for example, as it does, we're like number 3 in Brazil. What? Yeah, currently. Okay. If that happens, Vertel. then yeah. So jy praat 'n bietjie Portugees. Eintlik is dit Spaans. Ek weet hulle praat Portugees daar, maar ek dink is gedub in Spaans en hulle verstaan ook Spaans. Wow. So ja, maar hulle is lief vir 'n goeie storie en 'n storie oor trou, ja. If it works well there, that's a nice to have, but they really need their investment to work for this local audience, to try and get subscriptions and people to come and watch the film. 100%. Kan ek gou terugkom, julle twee 18 jaar getroud. Die show se naam is Trou se Perekoop en ons weet trou is nie perekoop nie. So, kom ons gaan dit gou terug. Hoe het julle twee ontmoet? Ek bedoel, julle is altyd in die bedryf. Ek weet op 'n stadium was Luke also an actor doing his thing. Hoe het julle twee ontmoet? Waar het alles daai begin? Ons het op skool ontmoet, ons het 'n musical gedoen. Come on now, cabaret music kykie. Ek wil sê baie ek sing, maar ek sing nie, hoor. Ons cabaret, ons musiekblyspel, maar ons het 'n nee, eintlik is dit 'n houseplay gedoen. 'n houseplay? 'n Houseplay is jy moet so verskillende huise in jou skool het en dan het jy nou 'n verhoogstuk wat jy moet doen en ek het dit gedoen want 'n pelt net vir my gesê wat gaan ek eendag doen. Dis ek sê, gaan maar seker 'n rekenmeester word, dis hy sê jy gaan doodgaan, moenie dit doen nie. Why don't you do the house plays? Toe gaan doen ek dit, Luke het eintlik geskryf en toe ek 'n spook, toe ek so laken oor my kop en ek is baie gelukkig. Want ek is maar bietjie op dele van my is maar bietjie van 'n introvert en toe die tweede laaste aand voordat ons nou sou opgaan met die verhoogstuk het die juffrou gesê we need a bad joke. En toe sê sy, jy moet leer, ons was in 'n Engelse skool, ek moet leer om Engels te praat, maar met 'n Afrikaanse aksent. Ja, dit was moeilik. Wouldn't think that would be hard to do. Julle, dis oefen. En toe het ek 'n grap gaan vertel en haar to talk like this. En toe sê sy, ek wonder of sy kan sing en toe doen ons die musiekblyspel die volgende jaar Guys and Dolls en daai juffrou was eintlik by die Netflix watch party het sy gekom, drama onderwyseres wat ons aan mekaar half voorgestel het en so. It was a real full circle moment. But I remember watching her on stage as she was singing, it was Guys and Dolls, and she was singing the song, If I Was a Bell, I'd Be Ringing, and she was belting it out, and I fell in love with her, like looking from off stage onto on stage. You're standing in the wing and Yeah, I was 18 and she was 16, and we dated in high school, and high school sweethearts. We broke up for a while. Ja, soos 4 jaar het ons mekaar nie gesien nie. ja, obviously iemand het Engeland toe gegaan en iemand is something. Uit Afta toe, ek is Tek toe. Ons het later agtergekom ons is baie keer in dieselfde proximity. Soos daar soos as ek by Atlas geskiet het, was hy by Atlas. So, hoe ons mekaar nie oor lunchtyd raak geloop het, weet ek nie. It was God. He was stopping us. He was like, Because the you weren't timing ready wasn't- for each other, no? Ja, Exactly, ja. Kykie, ek is mos 'n groot romkom fan. En hierdie storielyn van hulle tweeetjies is al klaar soos 'n romkom. Ja. So, want ek dink dis die ding wat altyd so fascinating is, wanneer jy iemand ontmoet as 'n tiener. En dan weer later as 'n bietjie meer groot mens en nou is julle 18 jaar saam getroud. Dit is like al die fases van julle lewe moontlik was julle in mekaar se orbit, soos hulle sal sê. Het julle woes verander of het julle saam gegroei? Jo, wat sou jy sê? Ek sal sê daar's ek dink aan in my 40 so ek verander, so ek weet nie, daar's altyd verandering. Sure.
ek dink ek weet toe ek weer vir Luke raak geloop het Pelle vir my gesê, "Yo, wow, you're not dating. You get along so well. Ons kom goed oor die weg en so en ek sê, "No, we're done with that." Ons is it's okay, daar's 'n bietjie van 'n vibe. Ja. Want ons is nie net Pelle nie, but there's a bit of a vibe, maar is okay. Ja. En ek dink dit was Luke het 'n groot verandering gehad. Ek dink ek was baie afgeskrik met hy was soos as I'd like to take you out on a date. I think we're very good friends. Maar as ek hierdie doen, I want to marry you. En ek was soos ek weet of ek wil trou nie. Ek het 'n baie vieslike konsep in my kop gehad van trou. Dit was nie die regte ding, die regte idee nie. En so ek is my bietjie, ek dink as jy die fliek kyk, is daar die Frank karakter wat 'n bietjie afgesit is deur trou. Dis bietjie based on me. That's you. Ja. So ja, ek dink mens kan verander en ek dink jy verander en jy besef en dit is nie 'n ding jy verander vir iemand anders nie. Ek dink jy groei. En ek dink as die persoon saam met jou kan groei en kan sien, o jy is besig om te groei. Ek dink ek het nou baie in my 40's verander wat jy net soos the people pleasing is uitputtend, jy weet. As jy net eerlik kan wees, dis dis ongemaklik of ek hou nie daarvan nie of kan ons hierdie probeer is 'n ander manier om oor iets te praat is in plaas van om dit net te los. So ek weet ja. Hey, Ons gaan nog 'n bietjie oor die movie praat nou, maar my groot maar vraag wat is, was Luke se Ja, Luke, No, obviously you grow and change. I'm not who I was when I was 18. Of course. And just to clarify, I wasn't asking her to marry me when I was 18. It was when we Ja. ek weet. later got back together. But I think the way it happened was the perfect timing. I think God gave me my wife when I was 18, and I was stupid and young and didn't have an idea of like what a precious gift I'd been given, and it took some life experience to figure that out. It's not great the way it happened, but I'm very glad with the result. And yeah, I mean, going through parenthood as well has a big impact, as you guys know. And through ups and downs, it's for better or worse. So so that's going to change you as you go along. And yes, if you can change together as a partnership and as a team, that's the best, I think. Sure. Dat was 'n goeie antwoord. Luke, dat was 'n sterk antwoord. Baie goeie antwoord. Maar ek bedoel 10 punte vir julle albei. That was amazing. Ek het so baie geleer. Ja, ek het nou net volle gesê dit is die eksamen nie join. Julle twee ek weet en ek verstaan dat hy nie vir jou gesê het, hey, as jy my girlfriend raak, gaan jy my vrou raak, soos hy se kant in jou kop het. Het was net daai ding van, Luke knew what he wanted from the get-go. Het was nie vir hom van, hy gaan 'n bietjie rondspeel, dis 'n ligte ding. Hy soos, as ek jou gaan vra my girlfriend te word, ek is so ernstig, I want to pursue you and I want to take this to the end. Ek wil nie daai vraag vra nie, wat ek vir julle wil vra is, om so lank saam te wees. Nou om 'n movie te maak is klaar uitdaging. Jy. Nou om 'n movie te maak as 'n couple kan 'n groter uitdaging wees. Hoe het julle twee koppe gestamp in hy moeilike tye? Van obviously die idee wat jy gehad het Netflix gesê, maak hier en daar 'n paar veranderinge as they do, en het was jou baby, het was jou konsep, julle weet al van die idee vir 21 jaar en nou is julle hier. Vertel ons van die proses om saam te werk. Julle het al op vorige projekte saam gewerk, maar die ene was seker baie spesiaal. Baie spesiaal, maar ek dink ons het geleer van vorige projekte. Ek en Luke moenie in dieselfde kantoor werk nie. Dit was baie bad. I love the honesty. Ons het Gerrie Dumele onthou en soos Gatting Mabbening, al die shows vir SABC as ek soos 'n production coordinator was. Ek het Eloise leer ken toe ek 'n production coordinator was vir soos jare terug met Acha. Toe ons getroud is. Sjoe, maar jy het produksies gedoen anyway gaan aan. Ja, So ek dink het ons geleer soos met goeie berading, genuine, ek grap nou nie eers soos berading. Wow. Dis dalk nie goed vir ons om tensy ek wil sê vir Luke kan hanteer soos dat ek enige baas wil ek amper sê sal hanteer. Of course. Where you kind of like, maybe having a bad day, I'm not gonna take it on me. Ja. Waar as jy nou getroud is en jy kom by die huis en sê, hoorie so, bietjie snappy daar, die jy dit gesê het. Mens raak ook ouer, jy raak meer volwasse, en jy leer bietjie, maar ek dink Bruid was goed. Ek weet nie hoe dit vir jou was nie. Vir my was dit baie goed. Ek moet sê Gillian Breslin, ek wil net sê shout out want sy het die actual skryfwerk gedoen. Cool. En toe sy aan boord kom, ek dink toe was ek en Luke saam van dit is ons die karakter wil hê, dit is die agency wat sy moet hê, so ek dink dit daar was baie koppe stamp vir baie jare van hoe ons dit wil skryf,
Maar ons het nou al geleer, ek dink as ons bietjie afstand het van mekaar miskien op stel, help No, I dit. think if we are on the same equal footing, it's fine. But if I'm in a if say for example you're a production manager and I'm the producer, it's difficult to like, okay, do this, do that, and please love you, and it just mixes stuff, you know. So we learned that boundary for ourselves. Also, you know, it's been a long time since we worked together like that. I really enjoyed Braid, and I thought you were excellent. But yes, you're right. It does have the potential to be really challenging and difficult. You know, you're not just hiring an actress. You are doing this thing together, and because it was such a creative investment both of us had made. I mean, oh my goodness, we've been trying to make this movie for a long time. So like I remember, I wish we had my ultimate goal was that we had have done it before children, and we couldn't get it together, you know. So we had to wait for kids to kind of be a little bit further down the road. But I really enjoyed it because I think Corinne, like, I've come to trust her and her acting and her choices and her bravery and the way she sees characters and the way she sees the story. And she's super invested. I mean, Bauer as well, deeply invested. And to have those two pairings together. I mean, when we pitched it to Netflix, the first time we pitched it, they were like, yes, we love all of this, blah, blah, blah. Who do you think? And I'm like, well, it's my wife. It's her idea, so she's going to be in it, and we really want Bauer. And they're like, okay, cool, let's see. And they looked at it, they said to Corinne, fantastic, yes, no problem. Bauer, okay, interesting. Interesting. Where's the other option? So we said to them, this is right, because they had worked together before. They'd done a movie, Taste and Tricks, 7 years ago, and they were playing like the kind of Taste and Tricks, love interest together there. So we absolutely knew that was the right, they made us audition a bunch of other people who were like, no, that's not going to work. This is how it's supposed to be. So I loved putting that pairing together and trusting you with your comedic style. And the film is a rom-com, so Corinne carries, I think, more of the romantic weight in the film, and Bo and the other subsidiary characters are more of the comedy. Although Corinne is incredibly funny, but it's really your character's journey that you're following. It starts as an orphan who, every weekend watches through the orphanage gate of couples coming out of the church, getting married, and dreams of being a part of a family. Right, that's her deep desire inside. So the Bruid van die Jaar competition is really as a means to achieve that goal. She's not so much obsessed with the competition. It's super interesting how we got to that, how we arrived at that plot point, because we had always, for 10 years we had the iteration of the script that Linky is the one obsessed with this competition. And she desperately wants to win Bruid van die Jaar because of what it'll mean. And doing that meant that she had these kind of like this wound, this emotional wound, and we had to understand why that was important to her. But as soon as Maren Reddy, our writing partner and producing partner, came up with the idea of what if it's not that? What if it's a revenge comedy? Whereby she's been jilted at the altar by her fiance, who's in bed with her bridesmaid, and then they go on to win Bruid van die Maand, and she's like, "You're living my life. I'm going to take my revenge. I'm going to win Bruid van die Jaar, even though I don't have a husband." It was a great relief because we didn't have to, go down this deep, dark, emotional road. Although there are obviously emotions there, but it was a wonderful turning point for us. And it's also an interesting angle outside, because dis die issue wat jy altyd het, like rom-com. I mean, come on. Like, how many times can you tell the same story and still make it marketable, still make people want to watch it? You have the die-hard rom-com fans soos ek wat 'n rom-com sal kyk en dan huil ek myself in 'n ander toestand. But jy moet dit nog steeds, that's that unique selling point wat jy moet verruk, en dis wat dit vir my nou klink. Maar ek wil gou terugkom na julle tweekies toe. So nou werk julle saam, en ek dink want dis wat baie couples mee sukkel wat wel in besigheid saam is die boundary van waar bly die werk by die werk en huis by die huis, want kinders moet nog steeds opgetel word. Babysitters moet nog steeds gereël word. Die huis gaan nog aan. Hierdie projek is wonderlik. Okay, ons het nou die goue het, maar 'n 3-jarige moet nog steeds by die crash kom. 7-jarige moet nog steeds goedertjies vir skool reg kry. So waar deel julle, of het julle 'n designated persoon wat julle in daai tydperk kan hand over en julle manage net die soort van toutjies? Hoe approach julle daai proses? I was a designated person. But obviously we have wonderful help at home, a nanny who helps us. But yes, from 4:00, then I'm the one at home. But how was it for you?
Ek dink dit is anders want dit is nie die hele tyd so nie. So ons verstaan dis 'n high pressure zone vir 'n sekere tydperk. Yes. En jy berei jouself voor daarvoor en jy kan dit doen vir 'n kort tydperk. Ek weet nie hoe dit is as jy soos op 'n sepie is nie. Ek dink is anders. Sure. Vir my was I don't know, sepie werk was soos 5:00 in die oggend as jy op 7:00 in die aand kom jy by die huis is moeilik. Sure. So hierdie het ons geweet dit is 19 dae wat ons geskiet het. Sure. Dis moeilik en is go. Ek dink die laaste keer wat ek eintlik soos lank geskiet het was soos 5 jaar, 6 jaar terug. En dit was baie taxing, maar dit was ook soos voorbereiding van I can't let mom guilt come in. This is a very specific. Dit is ook 'n rol wat jy kies, wat jy graag wil speel. Ek dink dit maak nogals 'n verskil en die mense met wie jy werk maak 'n verskil, maar ek dink daar's nothing comes without sacrifice. So iemand moet daar wees en jy moet daaroor praat en sê kan jy daar wees 4 uur, kan my ma daar wees om vir Anna Jo dansklas toe te vat. Partytjies is anderste, jy het ons voorbereiding, maar jy het ook pelle, nê? Jy het jou village wat opkom en net sê ons laai op by die skool of sy kom saam met ons partytjie toe en sy kom stel toe en sy sien wat doen jy en ek dink soos nou ook die juffrouens wat nou by die skoolfase en is 'n Engelse skool net soos hulle was mal oor die film, hulle het baie geniet en ek dink sy's baie trots daarop. Ek was bietjie bang sy gaan al voel dit vat bietjie shine weg van haar verjaarsdagtyd af, maar sy's glad nie so tipe kind nie. So ek dink jy praat my en jy wys want ek wil ook hê sy moet eendag haar drome uitleef. Maar daar's 'n tydperk van jy's bietjie meer by die huis. Vir my was dit 'n keuse want sy was net die kinders was jonger en ek het jou baie keer raak geloop by 'n voice en dan sê net jy scrambling. Ek sê Luke, you cannot take this meeting of hy vat 'n meeting met Anna Jo toe sy nou klein was en ek gaan voice over doen sonder haar. Ek kon haar seker maar saamgebring het, maar ja. But there's also something powerful in them seeing us working as a couple saying like, this is worth it, this is a sacrifice, but actually it's a story we believe in, it's a family story, there's no violence, there's no sex, there's no, dodginess in it, it's completely like squeaky clean, and we love the story, we want to tell this story, and we've been talking about it for such a long time, so it's great to see them, they're us reflected in their experiences, like we bring them on set and they are, how many times does a kid get to go with their parents to their job, and see what it is I actually do? What does a producer do? That's like I don't know how to explain that. Okay, this is what I do. Yeah, look everywhere. So it was special, Sure. Sule, miskien tog ek wil ietsie byvra, want jy noem nou van die soort content. As 'n couple, is daai 'n belangrike consideration wanneer jy besluit watter projekte om of te produce of in te speel? Vir my is dit. Daar's baie keer en baie keer is daar niks fout met die karakter nie. Daar's niks dodgy nie. Dis net ek wat sê, as ek dit gaan doen, moet ek soos 100% commit. Vir my is dit net soos sekstonele of liefdestonele is like a no-go. Dit is seker my eie persoonlike ding. Daar's niks daarmee fout vir iemand om dit te doen nie. Ek voel net ek moet die ander mamas by die skool raakloop and I need to look them in the eye. En vir baie mense is like it's not a wash. Selfs hierdie net, dit is 'n moeilike situasie van my karakter wat baie se karakter soen en it's like a touch and go, dis kom Anna Jo nou nie die volledige ding kyk nie. Maar ek kan verstaan, daar's kinders met vrae en so ek probeer altyd dink soos watter vrae kan ek beantwoord en watter as ek dink dit is miskien baie vreemd as ek doodgaan, my kinders gaan dit sien. What am I leaving behind for them? Ek volg, En ek dink nie daar's iets soos ek het al vrou gespeel wat 'n kind steel that I've got actually like no issues with because ek kan verstaan hoe die vrou voel, sy wil graag 'n kind hê. Dit sal vir my baie moeilik wees miskien om 'n vrou te speel wat haar kind los in 'n asblik. Dis my baie moeilik, want ek weet hoe lank jy met daai karakter sit. En onthou skerm is anders as teater. Kyk, skerm kan jy nog iets doen. Teater is soos elke aand sê daar woorde, dit is baie moeilik. So ek kyk maar altyd bietjie met 'n discerning heart na elke karakter en dink, ek kan voel hierdie gaan nie lekker sit nie. En dan jy gaan dit in my gesig sien en in jou hart en in kan jou nie lekker wese. lieg nie. En kinders is meer as met paas, vas aan ons as ma. Hulle voel ons temperatuur van ons gemoed. Ja. So jy moet baie versigtig wees dat die kreatiewe outcome wat jy kry en ook die finansiële outcome wat jy uit 'n rol uit gaan kry, daai prys
werd is wat jy en jou kind Ja. gaan betaal as ek jou reg hoor. Betaal op 'n sekere manier. Mense gaan vir haar vra en sy gaan dit met beantwoord en Ja. dit is maar 'n deel van die werk. Dit is nie regverdig nie, maar dit is iets om aan te dink. Kyk julle, jy is 'n SAFTA award-winning actress. Kykie, You know what I mean? Kyk, nee, ons sit nie met hier juis hier. Ek You know what I het mean? Luke het Come on, baie, ek wil nou net baie. gesê SAFTA award-winning producer aan die ander kant en hulle het baie shows produce. Ek het Sure. geleentheid gehad om met hulle te werk. Ook op die movie as jy oor blink dan is ek verby, maar dit is lekker jy know. Jy's standing Die daar. Rouse Hoor jy nie wie hoekom weet ek vir nou sê ons bemarkings Ja. een van ons social media teams is like ek kyk so oh, dis Solomon. So like dis kom sê ek sit nie by die cast. Ouens, ek sit by die hele cast. Ja, Groot ek deel bedoel, van die ek cast. bly in 'n kompleks en nou regtig vat ek net die Phyllis Drom toe. As daar 'n vrou wat dit heeltemal verloor soos you that guy, I'm like, what guy? Mrs. Breed van die jaar. I'm like, yo, jy het gesien dit breed van die jaar. Dit was so you know what I mean? So jy Dit jy maak 'n weet nie impak. wie kyk die Ja. goedjies hierso. Ja. Thank you for that. Wat ek vir julle eintlik wil sê is wil vra van ek sien ons het loop 'n bietjie tyd uit en ons het 'n ander ouetjie wat ek nog hier vir ons gaan join. Wat is julle twee? Julle is baie suksesvol. Jou loopbaan is baie suksesvol. Nie net omdat jy 'n SAFTA gewen het nie, maar die tipe mens wie jy is en jy ook Luke, julle maak goeie TV. Wholesome family content. 100%. Wat is die fondasie van julle twee se verhouding? Wat hou julle by mekaar? Wat is die ding wat julle hou en sê ons gaan nie wegloop van mekaar af nie, al met die daai rol vertolk. Want dit kan nie maklik is vir Luke om te sien sy vrou soen aan 'n man op 'n movie wat hy produce, you know what I mean. Wat hou julle by mekaar? Is it? You know, Boa is a very attractive man. that moustache. what keeps you guys together? God. Amen. Like 100%, yeah. I'll address the kissing thing because I think, yes, it's never nice to see that. But, Yeah. you know, I think when God, Jesus set a higher bar than, you know, what the Old Testament was, which is the intention inside of us, right? Sure. So if you look at a woman with lust, then you've sinned. And the intention of this film is not for these two to get a chance to do something. It's to tell a story, a love story, and ultimately its goal is what I believe is good and powerful, and we are passionate about it. Yeah. So I understand that is necessary, and then we get together and we sit down, we talk about it, we discuss it, and so it's the intention I said is never. For there to be a vibe or anything like that. So I don't have a personal issue with it. We've discussed it a lot. We have our own personal conviction about it, but some other people might have something different. But you know, I've forgotten the question now. What But keeps oh you yeah, together? you said God. What keeps us So together? give- Yeah, God, give- right? What do you say? Yeah, I would say it's like God, it's faith, it's a Coffee in the morning? That Ja, ja. Ja, dit wat baie werk. Dit was, I mean, Bruid van die jaar kom van toe ek op Varsity was of by Tech was en almal was so behept met soos trou. Ja, jou A wedding. cabaret. Ja. Maar nie 'n huwelik nie en I felt so offended by that. So ek het 'n baie verkeerde idee van trou gehad en van die huwelik. Sure. Wil ek amper sê van, "Oh, why would you do that? Why would you entrap yourself?" And Sure. I think it took God to really show me like that's not how I designed it. This is how it looks. En dieselfde met kinders. Is soos as jy nooit 'n kind het nie, Karin, gaan ek vir jou lief bly. I love you. I've created you. You will fulfill things in your life. En dit was nogal so 'n groot ding vir my om anders daarna te kyk. Ek dink nie hoe die wêreld dit al verkoop nie. So ja, so dit vat baie werk en ek praat van soos deurwerk. Ja, maar Want geloof, hier is 'n nie net verskillende tale nie, maar verskillende kulture, verskillende agtergronde. Want dis wat ons altyd so fascinating vind. Jy kan van dieselfde plek afkom, dieselfde agtergrond afkom en it's still hard. Hoe het julle daai kultuurbrug oorgesteek? Die taal ding ook. Ek was in 'n Engelse skool. Yeah. We both grew up in Pretoria, but you know, Karine spent some formative years of her life in Paris. So she, you know, French was her first, one of the first Afrikaans languages. en Frans, Yeah, ja. so I think that gave an interesting cultural mix, as you're talking about. But I mean, opposites attract, right? And the Afrikaans vroukies is mooi. Ek hou van hom.
Van die Ja, dis van die Jy hou van Helen. die ene. Moenie kom aansoeke instuur jou asseblief. Applications are not open. Look, it was so lekker to have you here, man. Want ek wil gou vir julle twee vra voor ek vir jou release om die kiddies te gaan haal. Ek wil net vandag sê, keep on producing the good stuff, Please. man. Please We keep try to. doing what you're doing. And thank you for doing it. Really, thank you. Thank you, Solomon. Thank you for acting in it. Voor jy ook gaan, daar's 'n unieke druk wat in Suid-Afrika is op producing. Wat baie van ons kykers nie bewus van is nie. En ek dink as baie mense wat ook wegskram van producing af, because dit lyk nie altyd of dit die moeite werd is in die setup waarin ons werk nie. Hoe hou jy daai passion lewendig that you still can keep going om die wholesome family content wat jy te skep van die boodskappe daar buite is that doesn't sell. Dit is die sex exposure, al daai goeters wat sal, die hard violence of die goed wat shock value het, like dit. And I'm just devil's advocating here because I don't believe so, but mense kan maklik vir jou sê nee man, hierdie is te tame, it's not gonna fly, it's not gonna compete against that. Hoe hou jy voet by stuk as 'n producer met jou principles, considering that we still also have to make money and pay bills, man? Yeah, I mean, I think I'm at the point in my career, 20 years into it now, where I just don't do that stuff. Like, I'm not interested in that. And I want to tell stories that I'm passionate about, and I want my family to be able to watch it. And you spend so much time with it, you know, it's got to be worth it. So I think, surprisingly, commercially, the biggest market is the family audience. So Lekker om te weet. yeah, that's what I want to keep producing. I like that stuff. It's not to say I'm never going to do something that has some darker undertones. Inconceivable was pretty hectic, but you know, ultimately, light wins. That's my personal light view. wins. Yeah. Ek like vir light wat wen. So ons het mos elke week met 'n couple en die rede kom ek wat hulle toe doen en nie met die twee characters nie because hulle ken mekaar nou al blou jare, 18 jaar getroud. So this should be interesting. Daar is jy eksamen nie hoor. So net die eerste antwoord. Karin, Eksamen. sit die competitiveness neer, meisie, daar sê jy gaan nie vir jou prys gee nie. It's just interesting, né? Dit is nie breed van die jare. Jy Jy klaar die prys gewen. Jy's klaar 18 jaar het getroud. sy die met hom. prys gewen? Ja, sy's 18 jaar getroud met hom met kinders. O, ek dink die jackpot. Ek het gedink ons verwys na die movie anyway. Ons kom nou. Anyway, vra die Moenie van my mond af vraag. skiefie maak jy jy. Okay. Vinnige 4-5 met Karin en Luke. Wie vat die langste in die badkamer? Ek kan nou iets om van pas gesê en waarvan This echo, yeah. Sorry. Okay. Okay. I like my bathroom time. You know, the shower. I'm Come on, man. sit in there. Yeah. I like a man who can own up to his being. Okay. Ek is nie fisies so gedink het as girl met die lokke, maar nee. ek is vinnig. Spinner. Wie praat die meeste? Maar jy het baie woorde eintlik. Op 'n mooi manier, maar jy het eintlik baie woorde. Ek No, I maak know when- my sner vandaan van mans het net soveel woorde. Look at baie woorde. When I get home, luister. when I get home, I press the pause button. That because Karin needs to talk. She has her words. She baie needs to get out. woorde. Yeah. In my hele lewe lank. Ek is die kind wat jy mag nie lank sal sit in die klassiese praat te veel. Ek weet nie wat ek te sê gehad het nie, maar ek moet altyd praat. Ons was in dieselfde WhatsApp groep daar. Wie sê eerste ek is jammer? Ek. Yeah. Yeah. Maar ek is die peace. Ek wil vrede hê. Ja. So jy gee hom net 'n kyk dan moet hy verskoning vra. Van jy wil Ja. vrede. Ja, ek kan nie sit met daai die skuld. Dit gee my maag, dit maak my maag seer nie, ek kan nie. Iets wat 'n lack of reconciliation. Ek sukkel vreeslik daarmee. Ja. Nee, ek kan daai ook relate. Wie is eerste of die meeste honger? Jy het min aptyd. Ek het baie aptyd, ja. Ek wil altyd weet waar is die snacks. Kry ons kos op stal. Hoe lyk die kos? Visie. Wat is dit? Okay. Catering is very important. Catering is super belangrik vir my. So is dit like een van jou riders in jou kontrakte? Maak seker Karin word gevoer, ouens. Ek moet 'n eiertjie hê. Ja, ek is nie vir jou visie, maar ek sê vir jou visie laaste enetjie. Rondbuite. Wie van julle twee sal oorleef sonder krag of wifi? Jette dalk ek.
Ons sal okay No, I doen. think we're both okay. You know, Kareen's got me into reading now, so not that I never Hy het read, altyd gelees, obviously, but as opposed to just scrolling on your phone all night long, which I can do very easily, sit with a good book and it relaxes you a lot more. So I think we'll be okay without power or Wi-Fi. We have a nice fireplace, so. Voor julle gaan, die twee kiddies, nê? As julle nou 10 jaar ahead is, 13s, hulle is nou besig om te kyk na verhoudings. Wat wil julle twee hê? Moet hulle uit julle twee se verhouding vat en gebruik as 'n foundation vir hulle sin? Het jy al ietsie? Ek dink geloof is 'n groot ding, maar ek dink ek sal hoop dat hulle nie in iemand anders te iets soek wat hulle eintlik, ek weet ek klink vreemd, wat jy in jouself moet vind nie. So ek sal graag wil hê there would be an independence and a security. Ek dink en dit sal vir my wonderlik wees as dit onverwags hulle kant toe kom. Ek sal graag dat hulle, ek dink is iets anders om daarvoor te bid en daaraan te dink, maar ek dink to let it go and to run your course, bly in jou baan. En as iemand kom, is dit wonderlik, want dan haal dit daai druk af en daar's nie 'n ding van 'n dis my wonderlik wat ek sien dit ook met Anna Jal klaar wat sy al klaar, sy wil 'n ma wees. Sy wil, so dan voel ek okay, something is restoring in the relationship, want ek was altyd so half teen maniere hoe vrouens is in die samelewing. So ek sal graag wil hoop dat hulle they're running their course, they're following their dreams, en dan is dit onverwags. Yeah, I think I'll go with that. I would also just say, I picked up something along the way. You know, I want them to adventure through life, and I think, you know, there's a quote that our pastor always says that you know, if you get your kids to do dangerous things, they won't do evil things, and you do it with them. So it's a little bit dangerous, and you're holding their hand through it, and it builds character and it lets their confidence grow. So yeah, that's one of the lessons I've learned. Yeah. Wow. Dankie Luke, ons gaan vir jou release dat jy it was so amazing om met julle te chat en dankie vir die openhartige chat, because dit is wanneer ons in community begin deel that we can heal the world, I think. And we can heal relationship by relationship, dat jy deel waar jy vandaan kom, jy deel waar en ek wanneer ons we get a glimpse into the window, through the window in julle lewe om te kan gaan, want baie mense het nie 'n blueprint nie. Baie mense weet nie hoe 'n goeie verhouding lyk nie, en ons hoop is dat ons met hierdie gesprekke en soos met julle ook dat ons 'n beeld kan gee wat moontlik nastreefbaar Well, is. thank you for doing it. Yeah. And thanks for having us. And thanks for making Bride Funny. Right, and yeah, well, go watch it. And if you've watched it once, just put it on repeat because it helps us, you know. En voor jy gaan as producer, hoe help dit om dit so te doen? Well, you know, it helps that the Afrikaans audience is really enjoying it, and they measure all that stuff. You know, Netflix is above all a data company, so whatever stats we can get them and push in the right direction. Even though the film is performing well, we're in the top 10, top 3 in South Africa. We want to, you know, keep it going for as long as possible. So a repeat here or there is not going to hurt. Dan hoe beter dit doen, hoe meer Afrikaans kry ons op Netflix. Hoop, ja. Yes. Groot hoop, ja. Nou maar goed meneer, Thank you you very can much. step Thank up. you. Power. So in die studio nou, wie ons gejoin het nou dat Luke uitgegaan het. Luke het gou die kinders gaan optel en gaan drop by die huis. Ek sien hy gaan toilet toe nie, maar hy gaan letterlik die kinders optel en drop by die huis. Maar nou het ons So Solomon Kiboru, nee, is jy fucking. Dis 'n Sy braaf vrou my. sit nog hier, sy. 'n braaf in my wat net die comedy binne in my en wakker maak. Wat hierso vir ons join as hy vir Bruid van die jaar gekyk het, is hy die romantic lead op 'n Netflix movie. He's that male guy, you know. Alhoewel Netflix Nee, hy sê die main character nie, sy snor No, she's the main, but Nee, he's nee, the sy. Die snor. Anyway, die man is 'n sanger, hy's 'n akteur, hy's 'n producer, hy's 'n influencer, hy's 'n pa, hy's 'n bietjie van alles. Hy bou nie net nie, maar dames en heren, ons het vir Bouwer Bosch. Nice intro, great intro daai. You know what I'm saying, hè? Right. Hy ken vir jou te goed, nee. Ja, dalk scary. Bouwer. Is lekker met te hê. Dankie julle, dankie dat ek hier kan wees. Waardeer dit. En dankie vir jou tyd. Ja, Waardeer ons dit is julle. baie excited. Vandag, kom ons Ons kan nie hoe sê hulle, ons kan nie die kuns rush nie. kan nie. Nee, asseblief nie. Want kyk, ek wil sommer nou begin daarmee. Dis iets wat baie kykers nie noodwendig altyd weet nie. Daar is 'n massiewe ding met comedy en timing.
en jy kan dit nie manufacture nie. Jy kan dit nie in post doen nie. As dit nie op die moment is wat die kamera rol werk nie, then it doesn't. Wat doen jy wanneer dit nie werk nie? Jo. Om dit te maak weer. Gelukkig met films kan jy dit jy kan dit manipuleer met die redigering. Jy kan 'n moment, dit is die verskil tussen iets soos Friends en iets soos The Office. The Office se editing is baie stadig want hulle sit in daai awkwardness. Waar the Friends is soos net vinnig. Hulle gaan vir die punchline, So gelukkig met film en TV kan jy dit manipuleer as dit nie great geskied was nie. Maar ek dink enigiets anders teater of as jy stand-up comedy doen is die hele ander ballgame. Daar is jy maar at the mercy van die crowd en om dit te doen. Maar by die film wat ek dink lekker was met die chemistry tussen my en Karin is ons ken mekaar al 'n hele rukkie en as jy al 5 minute met Karin spandeer het, sy is flippend snaaks. Sy het 'n amazing persoonlikheid. Kyk hierdie gesig. Ek nou, Maar ek bedoel om saam onderbreek nie. Dankie. Nee, maar om op elke dag om met 'n karakter na die tafel te kom wat teenoor so 'n persoon speel is amazing. So dis 'n klankbord. Jy kan gooi die bal heen en weer en dan vind jy maar daai moment wat snaaks is en ek dink in die geval van die film dink ek was maar die editing het 'n groot rol gespeel. Maar ek dink in my guns bietjie dink ek is die feit dat ek 'n musikant is. Ek sê nie ek snaaks nie, maar daar is 'n ritme aan komedie en ek dink omdat ek groot geword het met musiek is daar 'n sekere dans aan komedie wat ek dink ek 'n bietjie verstaan. Sure. Wanneer jy en Solomon het beide 'n soos hulle sê 'n innate comedy aar wat deur julle hele mens wees. Ek het nou nie musiek gehad op skool nie. Privaat skool. Okay. Privaat skool onderrig. Omdat dit so amper verwag word om julle twee in komedie te sien of uitdrukkings daarvan te sien, maak dit die druk 'n bietjie erger om die heeltyd op daai level te deliver? Nee, wat dit erger maak is wanneer jy gekaas word. In hierdie geval het ek maar met baie insecurity na die film toe gekom want dis maklik om komedie te doen vir my. Dit is 'n muscle waarna ek is confident in dit. Ek weet ek gaan okay wees. Ek dink nie ek gaan altyd die ligte uitskiet nie, maar ek weet daarom as dit 'n komiese rol is, okay cool. Ek hate hierdie want dis maar net ervaring, maar dan word jy gecast in 'n rol wat so 'n bietjie meer diepte verg. Daar's funny moments, maar ook jy moet so 'n bietjie hierdie karakter moet emosioneel groei en jy moet saam met hierdie persoon groei en daar's 'n bietjie konflik en drama. Dan begin mens insecure raak. Dan is ek soos, dalk is ek nie die een vir hierdie nie. Maar dit is ook lekker. Dis al wanneer jy groei is wanneer jy in so 'n situasie kom. Maar weirdly enough, ek weet jy, dis seker met jou ook so. Jy hou van komedie wanneer is wanneer jy 100% man. Ek het nou nie musiek gehad op skool nie, maar ek weet 'n bietjie om te dans soos jy het genoem het vroeër. Ek wil net kom na julle twee toe vinnig. Dink julle dit jy het 'n sefte gewen vir comedy. Dink julle is ook omdat julle twee mekaar lank ken dat die chemistry so maklik gewerk het? Was dit 'n proses vir julle twee? Was dit maar maklik om die rolle te doen reg om mekaar? praat oor die callback. Die callback was amazing. Ja, ek dink maar ook Verduidelik net vir mense wat is 'n callback eerstens. So jou audisie nie almal kan Karin wees wat nie of sy audisie vir die rol nie. Dit is haar stoel. Ek weet dit was nie maar Jy het gewag vir die moment nie. Wow. Ek het gevra het soos weet ek dis dis ek kan jou naam is op die kontrak. Dis okay. Nee, ek het audisie vir die rol, maar jy audisie by die huis op jou selfoon. Dan speel jy maar rol. Self-tape is Exactly. Yes. Maar jy doen dit nou en toe hulle van dit gehou. Toe sê hulle soos okay, kom nou terug in studio en nou gaan jy screen test saam met Karin. En dis die eerste keer wat ek en sy toe mekaar ontmoet nie, maar op hierdie projek bietjie weer chat en gaan wow, this is exciting. En toe was daai moment was so amazing want toe is dit ons het net gegooi. Ons het gegaan hier is 'n skrip. Maar kom ons gaan bietjie van skrip af en wys bietjie vir die director wat ons kan doen as ons bietjie let go in 'n mate. Maar ek dink 'n voordeel is ons is dieselfde ouderdom. Ons het dieselfde probleme, lare issues en SARS. Jy kan dadelik relate. Ja, kinders, laat aande. En ek dink goed is daai help, maar ag I don't know, jy is net so 'n yes and persoon. Jy het soos ja gesê vir elke liewe voorstel wat ons gemaak het en ek dink die feit dat jy ook net so oop was om te speel was. Maar jy het ingekom, jy was baie oop, maar ek dink jy kan sien Paula is 'n baie warm mens. Sy's 'n baie dit is maklik om oor die weg met jou te kom en ek dink toe ek inkom was ek baie gespanne. En as ek sê nou soos by Stock Studios, beautiful en alles, ons is met Susandra Sou. En toe ek instap, toe sê sy soos, "Hey!" En toe sê ek soos, "Oh, okay.
I can do this. Jy Ja. weet, dit is en daar's baie druk en so, maar dit is dit soos ag, ons kan lekker gesels, ons kan lekker speel en ek dink dit is die improv ding wat jy van praat van yes and. Ja. Dat jy nie soos nee, soos is dit 'n lottery ticket in 'n skoen en soos and it's just no, I don't see that. Ons soos get off the stage with improv. Jy weet, go. Maar iets amazing aan ek wil net gou hierdie datum opbring want Karin het vir my dit gestuur. So ons callback wat dis nou die laaste audisie wat jy nou vir Netflix moet ooreed dat jy is nou die een vir die rol. Dit was 15 Junie 2025. Toe ons by die studio in by Stark Studios 15 Mei. Ag 15 Ja, Mei, ja, sorry. ja, ja. 15 Mei 2025. Toe is op die dag daar sy screen grab vir my want ons neem foto's toe van die callback en toe kom die fliek letterlik 15 Mei 2026 uit. Op die dag 'n jaar later en jy weet dis unheard of. Dit Met is skedules en wanneer goed uitgerol het op die dag. dit was van Nee, daar's 'n af. klomp en daar was 'n ander ding Die toe ons dans ene, begin het. ons Toe ons begin begin rehearsal. dans het rehearsal. Dis dit soos Dieselfde dag, dit was 1000 tricks. 1000 tricks oor die premier, so nie 2017 maar 2018. Toe wys dit nou hierdie dag, hierdie datum, toe sit nou soos ons wat so Op dieselfde dag het ons Langs begin mekaar rehearse vir die staan. movie as wat 1000 tricks se premier was. So daar's net 'n amazing ding rondom sy tyd en Maar dit het ook gehelp, die dans, ons doen 'n dans. As jy in mekaar, ek dink daar want jy raak ongemaklik van, okay nou ons koppe, ons kom goed oor die weg, ons kan lekker speel en dan sit soos nou sit 'n fisies, as jy met iemand gedans het, is dit soos okay, we've crossed that board. En dan is dit nou gemaklik. Nou begin jy die film en nou kan jy speel. ja. En ja, dit Ek wil ietsie vra oor die improv want ek dink meeste kere is daar 'n teks. Meeste skrywers is okay as akteurs die karakters so goed ken, dat hulle maar goetertjies kan tweak. Hoeveel van wat oorspronklik geskryf is toe op die ou ende deel van die movie en is daar 'n groot deel daarvan waar jy wel vrye teel gegee is om soos dat jy warm geword het met die opnames 'n bietjie nog want 'n mens leer ken mos hierdie mense en dan gaan sit dit so in jou vel, in jou liggaam en veral met comedy en veral met liefde en romanse, daar kom laagies by. Ja. Hoeveel van dit is improv en julle insette teenoor wat aanvanklik baie van die ek wil amper sê die teks is bou en dan soos dis leveled up met jou goeters wat jy insit. Soos die goeters van ons dans die ad-lib van die jy was in 'n Engelse skool of het jy net verkeerd. Dis ons toneel wat ons saam met jou het. Die kamera is op Sally en I mean, ek gooi hierdie move wat soos 'n Beyoncé move is en die kamera draai om na my toe en die regisseur het vir my gesê doen dit te goed, hou op om dit so te doen dit vrot. Ek doen dit nou so vrot en hy kom terug met jy doen dit verkeerd. En dan Sally is hoekom maak jy so? En dis is I'm like killing my own performance. Ek sê nee, dis 'n nota van die regisseur. Sy moet groei in haar dans. Sy kan nie hier begin nie want waar toe gaan sy nou? Daar's daai ding van jy doen dit op 'n sekere manier en ek dink jou goeters het hulle definitief ingesit soos jy doen dit verkeerd of jy leveling up. Ja, dit is mooi vertaal soos jy het ingekom, daar was 'n hele span mense en Augustus Hitzman Sossie het ook ingekom en daar's daai goed wat sy ingesit het gebly en dis fenomenaal. Maar ons baie kere die verskil tussen 'n teks en so jy skryf nou 'n teks, nou sê jy cool interieur ons is in 'n huis hier en hierdie gebeur, maar wanneer jy skryf, jy weet nie hoe dit lyk op stel nie. So as jy nou op stel kom, dan besef jy o, Jesus, ons kort eintlik iets vir wanneer die girl by die deur inkom. Daar's nie regtig 'n skrip vir dit nie. Wat gaan ons doen? En dan gooi jy maar 'n random ding. So daar's eintlik vreemd. Daar's klomp goed wat jy nie voorkant skrip nie want jy weet nie presies hoe dit gaan lyk op die dag en waar dit is nie. En dan is daar lekker spasie vir improv en dis waar Josh baie props moet kry is om oop te wees vir dit want jy wil ook nou nie want ek dink dit is ook moeilik om heeltyd 'n akteur te laat gaan. Nee, doen jou ding en dan sit jy soos maar dra dit by tot die storie sê jy moet ook maar jy moet maar die vraag vra en jy moet gaan dit moenie gaan met jou nie. Soos alhoewel jy hou daarvan beteken dit nie jy moet dit heeltyd doen nie want jy moet die storie moet steeds eers kom nie jou karakter nie. Ek bedoel julle is altyd vervaardigers en skrywers. Was dit vir julle baie moeilik om to contain om te hou en nie jou eie woorde te sit? Ek het al 'n paar keer met Bouwer gewerk. Met jou het ek ook al gewerk. En ek weet jy was by sekere goed het jy saamgeskryf en die regisseur is jou skoonbroer gewees Josh. So ek weet hoe Josh ook werk en ek weet hoe Bouwer werk want hy kan 'n hele lyn heeltemal anders gooi wat dit baie funnier maak. You know, was dit vir julle moeilik om ek weet op 'n stadium het ek ook 'n dingetjie geproduce en wanneer jy daar is wat op papier is en wanneer jy speel, dit voel net nie lekker op daai oomblikie. Was dit vir julle moeilik om net terug te staan en nie
die Ek dink tekste ons met verander. repetisies het ons baie was ek soos dit en ek het geleer van teater daai you gotta get in it and do it. Ja. Want al wat die teks sê is sy kyk na hom, sy sê is jy reg vir die move? Ja. Hulle dans. Ja. Dis al wat dit sê. Exactly. Ek is julle nou moet ons gooi. Moet ons nou moet ons iets sê. En selfs met dit was dit soos kom ons gooi, kom ons kyk wat kom uit want dit is die choreografie kom baie van jou af. Ons het dit nee, yes, I don't know. Ek het nie daai band die afslag gedoen, maar ek dink ek dink dit was maar 'n spanpoging want nie van ons dans nie, maar dit is wat dit funny maak. Wie sal 'n goeie dans koreografeer? Twee mense wat nie kan dans nie. Ja, maar met hierdie kon ek bietjie terugstaan. Ek dink want ek het geweet die span wat dit doen, soos Josh is baie goed met wat hy doen. Marna Jenus is incredible. Ja. Die skryfwerk is gedoen. Soos jy moet net daai foundation hê. Dan kom jy met die gag polish en alles en ek voel totdat ons dit dan geskiet het en is verby, is dit nie verby nie. Jy kan dit nog verder push. Partykeer dan was eendag wat ek weer gesê, kom sê vir die teks uit. Daai sien is toe gekat. Die tegnies, dit het net nie gewerk nie. Soos ons kom by die ouete huis as en hier kom 'n vrou op 'n is nie 'n moped nie, 'n scooter niks. Ja. 'n wheelchair kom sy so verby en soos bly jy hier, maar die timing kom net nie soos nee, jy weet dit dat is soos wow, hier kom my by en ek sê wow, asseblief en dis ek sê nou weet ek, nou sê ek vir hom as ek so begin krap aan my vingers dan weet ek's gespanne. Maar vir die res van die tyd wil ek sê soos die span ek weet met die wardrobe het ek uitgekom toe sê Josh my hou jy van jou klere. Ek sê ek het nie eens gekyk nie. Ek vertrou 'n Bryce ten volle. Ek trek aan, ek gaan staan en sê ek net vir hom, ek kan nie buig nie die broekie. Ek kan hierdie broek kan nie nat word nie, dan gaan hy nie meer pas nie of sulke dinge, maar ek vertrou hom ten volle want ek weet hy skep 'n look vir 'n karakter. So ek dink wanneer jy 'n span het wat saamwerk en help dit. Jy het ek dink dit geniet om te kyk hoe hulle alles doen, maar ek Was hoop nie amazing. gestres of Nee, iets nie. ek wou geen oomblik inspring en probeer help nie, maar dit was flippe lekker om net op stel te wees en nie te vervaardig nie. Jy's net daar as die Die akteurs. vryheid. Ja, maar ek moet sê Rouse House was ongelooflik. Kan jy net want ek dink dit is een van die groot goed wat my altyd opval vir iemand wat kyk of wat aspirasies het om eendag ook hulle eie goed te skep. Dit is verskillende hoede en hulle is vastly verskillend. En baie keer mense Solomon het dit nou al ervaar, wanneer jy die creative hoed as die akteur en die uitvoerder van die materiaal moet dra en terselfdertyd die finansiële hoed hierdie moet werk, ons moet in 'n sekere tyd, like daai twee kan nie in dieselfde liggaam leef nie. So dis eintlik en die skiet is die alie. As jy produce, daar's nog Nee, om teenwoordig te bly is baie moeilik, ja. Dis hoekom ek so dankbaar is vir hierdie proses. Ek kon net opdaag en speel. My emosies eet by die kraaftafel. Kan ek gou iets sê? So ons het 'n movie gemaak, Frankie, 'n paar jaar terug. En Bouwer speel toe, ons skiet in die Kaap, Bouwer kom op met 'n fancy car, you know. Sponsored car. Maar daar's 'n bietjie choreography wat ons moet doen vir ons bekleinde toneel. En ek en my vriend by Bradley, ons het nie 'n lekker dag nie. You know, Bouwer kom en ons moet reis. Ek het geweet, ek tel dit op. Kom aan, ek tel dit op. vibes. En hy was al toe 'n producer van 1 of 2 movies daai tyd en hy kyk vir ons die reis is julle twee okay? En ons sê ja, you know, ons probeer nou. En hy sê is julle okay, you know? En hy sê ouens, dis ek maak jy meer wil vervaardig. Ja. Met die, you know. En hy weet presies waardeur 'n mens gegaan het op daai oomblik, al hy stres, al hy druk jy speel. En dit was so 'n cool oomblik vir my om het by iemand te hoor dat ons twee was nie alleen in daai situasie nie. You know, ons is nie alleen. Is 'n baie moeilike job om te vervaardig. Om stories te vertel is so persoonlik en ek dink dit is wat dit soms nie lekker maak nie, is wanneer jy eintlik is almal daar vir dieselfde doel. Ons almal wil die storie vertel. Almal wil die beste gee in hulle manier. Maar nou wat gebeur is jy verstaan nie mekaar se maniere nie of die tyd raak uit. Daar's nie nou tyd om 'n gesprek te hê oor hoekom moet dit 'n groen hemp wees of wat. Jy kan nie nog 'n tyd vat nie, Bouwer, sorry. So almal is so invested emosioneel, dan is jy baie meer sensitief en dan kry jy makliker seer en eintlik is dit net ek's ook net hier om die fliek beter te maak. En dis wat dit vir my taaf gemaak het as vervaardiger is, soos net die battles wat jy fight om net storie te vertel, is nie worth it nie. En maar in hierdie geval ek moet sê, hierdie ervaring was insane geweest. Dit is wat ek sê, dit was lekker om nie so betrokke te wees van die vervaardiging nie. Maar ek moet wel sê hierdie fliek se musiek is incredible. Daar's lanklaas 'n film wat soos die musiek speel so groot rol van elke moment in hierdie movie, van die happy dele tot die sad dele en ek dink hierdie is een van daai flieks wat soos dit gaan soos 'n timeless soundtrack hê. Jy hoorie,
Iemand kyk nou hier en hulle het nou nog die bruid van die jaar. Hulle weet nie waarvan ons praat nie. Hulle wonder hoekom op dese aardes hierdie tweeetjies wat nie eers 'n kappel is hier op die skerm vertrou is die perikopies jy nou weer inkakel. Gaan kyk in die begin hoor. Want maar dit sê moenie in die middel kom begin nie. Hoekom moet hulle bruid van die jaar kyk? Ek weet jy het 'n intieme pad daarmee. Bouer, begin by jou. Ek dink met alles wat aangaan in die wêreld, ons gaan deur 'n rowwe tyd nou met alles, nie net die petrolprys nie. Kykie. Maar as gevolg van hoekom die petrolprys. Ek dink dit is so lekker om 'n film in jou taal te kan sien, om liefde in jou taal te kan sien, om te kan lag in jou taal. Die film is belaai met 'n klomp ongelooflike mense. Toby Cronje, Hanlie Roels, Wouter Tron. Dit is so apart van daai ongelooflike talentvolle. Ekskuus tog, Woutrien. Ek het gehoor dat dit vir haar so wonderlik full circle was van baie van julle was studente van haar. Ja, sy was my hoof van departement. Ja, dit was incredible. Ja, en Joshua, ek dink Josh, die director het drama gereël. Sy was die hoof van my departement. Toe ek gaan sien hy aan by die premiere, ek sê, "What is happening here?" Ja. Ek is in 'n Ek kan my nie movie eens met Wouter. dink as 'n Uber moeder hoe dit moet wees om al jou kykens wat onder jou hand deur gegaan het as studente in so 'n fantastiese lig te kan sien met so 'n projek. Ekskuus dat ek Ja. Nee, maar ek dink in 'n tyd waar ons so gegooi word met content op jou foon en oral, dink ek as jy lus is vir 'n uur en 'n half om te vergeet van al die nonsens in die wêreld en as jy wil bietjie glo in liefde en glo in geluk en net glo in jou medemens, dan is hierdie rolprent vir jou. En dit is 'n lekker familiefliek. Dit is 'n lekker familiedate met almal. Sure. Linkie Kokomoer wil hoe ver nog gesien word dink jy, Karin? Of sy weer gesien gaan Nee, maar hoe ver wil jy hê moet mense vir haar ken in die wêreld? Ek hou van ek like anonymity hoor. Ek hoop eintlik hulle geniet die film en hulle sien my nie raak nie. Ek weet dit klink vreemd. Maar daar's 'n linkie. Karin werk aan 'n linkie teatershow. Nee. 'n boek album. Ek gaan 'n kabaret doen. Nee, ek sal net graag wil net hê dat mense dit moet kyk en ek mense het gesê hulle het gevoel hulle wange hulle het begin glimlag en hulle het nie ophou glimlag vir daai 90 minute nie. En jy wil dit hê wat mense sê, wow, ek glo ek weet nie in die liefde wie ek glo in is 'n feel good en ek dink daai lied wat Lorika Raag uitgebring het verlede jaar van Huis het mense so laat voel soos I don't know how much I needed it to have that kind of just take me back, give me some nostalgia, old school film wil ek amper sê. Ja. En vir jou, wat was vir julle toe die beste deel van om die movie te maak? Ek weet julle het geweet hy vraag gaan Die kom. dance sequence was my favorite. Net hoor, dit was in Cowboy Town geskied daar in Krugersdorp. Weet jy of jy Cowboy Town ken nie? Fascinating plek. Culture shock. Maar in die beste manier. En daar, ek weet nie, my favorite movies is ook films waar daar dit bou op tot hierdie incredible dance sequence en die musiek is so deel van dit. So ek het baie van die dance sequence gehou want dit is die tipe goed wat so tydloos is. Jy onthou net soos ek onthou daai dance deel. So dit was my favorite deel gewees. Nee, ek was mal oor die danstonele en die lag en ek dink mense leer ken en soos Armand ook wat 'n funny bou net wat ek nie verwag het nie want ek ken hom nie. Ek het hom nou eers leer ken. Maar ja, die dance sequence is baie lief voor. Ja. Ek dink dis ietsie wat my altyd so opval, veral as jy deur die casting proses gaan, is wanneer jy probeer aan mense bekend maak dat there's more to me than what you think. En ook dis nie net die producing span wat jy moet oorreed nie, dan is dit ook die gehore wanneer publisiteit gemaak word. Wat sou die terugvoer wat van julle tweeetjies gekry het, miskien van mense wat gaan, soos jy nou sê, Armand se snaakse been wat nie noodwendig tot op hierdie oomblik exposure gekry het nie. Die vreemde ding is, die fliek is baie groot in Brazil op die oomblik. Hy is soos top 3. Hoor so ja. En nou kry ek nou slide hierdie mense my DM's. Nou is soos Fernando, sulke ouens. Nou is dit soos, I fell in love with you in the film. As ek soos, awesome man, dankie vir die view. So ek het nie dit verwag nie. Maar ek dink locally, daai so lank terug. Ek weet nie wanneer laas het daar Afrikaanse fliek uitgekom, net in general nie. Nee, maar besides Netflix. Ja, maar dis 'n jaar terug. Ja, maar in COVID het alles verander. Ja, so daar was dit lanklaas ding. So dat die feedback is great. Onverwags die waiter by die koffiewinkel daar waar my kantoor is. Ek soos hy is nie die demografie vir Afrikaanse rondkom nie. En hy sê Mr. Frankie, how are you? Dit is die fout. Ek dink iets wat my altyd opval, almal gaan ken jou mark. Dudes, met digitaal, die wêreld is jou mark. 'n goeie storie. Storie. Ek het vir hulle vroeër vertel van die persoon in ons kompleks. Ek het net gaan vullis weggooi en die persoon sien ek 'n paar keer en
Sy sê, what? Jy sê, I'm like, Nice. ek het so 'n klein rolletjie gehad, you know. So jy weet nooit wie weet dit nooit. sien. En is daar nog movies wat op pad is vir julle? Ons hoop so julle. Ja, dis maar die ding van film maak is dit is jy weet self, Solly, jy begin nou pitch en skryf aan 'n ding wat jy oor 2 jaar hopelik die groen lig voor kry. So dis nou maar weer back to the basics. Ek weet ja, hulle is besig met 'n paar projekte. Ons het ook 'n paar lyne in die water, maar jy kan nie excited raak nie. Dit is net jy gaan maar net aan met jou lewe en hoop en bid jy hoor van hulle eendag, maar Ek wil gou persoonlik vir jou vra Bouwer, want die podcast is trouens die perkoopie nê. En ek dink daar is soveel uiteenlopende aanslae of approaches tot die hele matrimony ding. Jy het nou babatjie wat jy probeer grootmaak, want ek dink dis 'n groot ding wat as volwassenes begine gebeur is. Ons model Ja. verhoudings en of huwelike en of jy weet wat die hele permutations hoe ons werk, hoe ons in die wêreld vertoon en wie ons by die huis teenoor wie ons daar buite in die publiek. Wat wil jy graag hê met jou kind weet van verhoudings? ja. Want hierdie is nou so 'n gevoel goed familieshow, so julle kan dit saam kyk en saam vra antwoord, maar wat is jou persoonlike gevoelens oor verhoudings en kan jy dit suspend wanneer jy 'n karakter vertolk? Ja, nee, definitief. Ek meen hierdie karakter was soos hy is glad nie keen op trou nie en ek is nou al 2 keer getroud, so ek is eintlik baie anders as Frank basically. Maar ja, ek dink vir my dogter dink ek om regtig wat noem jy die spyker en die wat noem jy dit? Want die boodskap tuis. Nee, is verkeerde metafoor. Ja. Maar om die boodskap huis te bring dat verhoudings vat werk. Dit vat maar net werk en om jouself te upskill dat jy die tools kan hê om verhoudings reg te bestuur, want jy is maar net mense, jy gaan in 'n verhouding eendag kom met 'n persoon wat seer het, jy het ook seer, jy bring dit na die tafel toe en as jy nie regte tools het om dit reg te bestuur nie, maar ook ja, ek dink om jouself amper eerste liefde en eerste te sit voor jy kan of want almal sê altyd ja, wat is die definisie van liefde? Dan is dit nie om die ander persoon te eer en hulle eerste te sit, dan is dit eintlik glad nie. Dis ja, eintlik andersom, jy moet jouself eerste sit. En dit gaan nie oor selfsug nie, dit is vanuit daai content wees en van daai lief is vir jouself dat jy kan lief wees vir iemand anders. Want as jy nie vir jouself lief is nie, Hoe kan jy dan vir moet iemand anders lief ja, wees? dan is dit soos die heavy lifting vir die ander persoon, want daai persoon moet dan 2 mense lief hê. Hy moet homself lief hê en hy moet jou lief hê. Waar as jy 'n bietjie van die lifting kan doen. Maar ag, ja, dis 'n goeie vraag daai. My dogtertjie is nou 3, so sy gaan seker binnekort wil 'n boyfriend huis toe bring. Wanneer begin die kinders date? Op 4. Hoor jy hulle weet nie. dit raak al hoe Al hoe jonger. I was never ready, right? I was never ready. Kyk, en ek dink as jy nou vir Bouwer waar jy nou sit 10 jaar gelede moet 'n boodskap gee. Jy weet hy boodskap in 'n bottel waar jy 2016. Ja. Oh, like, Ja. of Ja. jonger, want ek weet Even vir Karin, dis vir jou ook. dis ja, vir jou, want ek het met hulle toekies gepraat toe Luke nog in die stoel gesit het van jou. Ons groei hopelik. Net hopelik het ons nie 75 jaar dieselfde jaar oor en oor nie, because some people choose to do that. Maar in ons creative bedrywe as die mens stagneer, dan stagneer die akteur en die creative ook, nê? So jy het amper nie 'n keuse as om te Ja, groei evolve, Ja. en te evolve nie. Ja. So as jy 'n briefie in 'n bottel sou kon los, Sure. wat kan teruggaan na Bouwer 10, 20 jaar terug. I'm a genie in a bottle. Wow. Moet my net nie verkeerd opvryf nie. Ja, nice. So, goeie vraag. Ek dink hy briefie sal sê hy 16 jaar gebou. Nee, 16 jarige, 2016 bou. Well, jy kan 10 jaar terug, 20. Ja. Ek dink vertroudheid en vertrou jouself in die sin van dit waarmee jy besig is gaan dis soos om te plant as jy 'n boer is. Die vrugte gaan kom. Soos hou aan daai saad gooi en dit wat jy in glo, jou kind is die saad wat jy wil saai. Back dit want iewers gaan die reën kom en dan gaan die vrugte gepluk word. Want ek dink ons almal wing dit. Ek dink ons almal wing eintlik die lewe net so erg. Jy weet eintlik nie. Ek meen letterlik, soos 'n jaar terug toe Ek ons dink doen. ons weet dit. Ja. Die mense in die acting world, nou we winging. Ja. Maar dit's fascinating hoe baie goed kan verander in 'n jaar of net in 'n jaar hoe ons lewe van die punt van audisie tot die fliek is nou wêreldwyd uit. Dit is insane hoe vinnig 'n jaar verbygaan, maar ek dink die konsep van tyd om nie so haastig te lewe nie, om net so klein bietjie meer
te sit in die oomblik. Want dit raak al hoe moeiliker met social media en net so die vinnig die wêreld beweeg en as jy freelancer is, het jy ook nie kantoor hier nie, so jy werk heeltyd. Nee. En Dis wat mense nie weet nie, ja, nee. maar dit is ook jou eie skuld. Ek sê dit nou, maar dit is jy's ook die probleem want jy's jy wat jou foon optel. Jy's die een wat nou weer vergeet die rede op TikTok of wat ook al is nie. So ek weet ek is deel van die probleem met dit, maar ek dink Dan is jy ook deel van die oplossing. exactly, ja, nou dat jy dit weet, moet jy die oplossing wees, ja. Maar net as dit 'n fascinating ding aan tyd en hoe as jy net jouself back met dit wat in jou hart is, dan eventually kom 'n tipping point in my opinie, ja. Wat is jou boodskap? Ek sê is baie, as ek 'n boodskap kon gekry het van keep going. Amper soos the harvest is certain, but die timing is nie in die volgorde wat jy dit wil hê nie. Dit is nie hoe almal anders dit doen nie, but it will be much better than what you ever thought. Die lewe is eintlik, nou dat jy dit sê, die lewe is eintlik soos vir die kyker daar buite, hoe jy fliek skiet, jy skiet die fliek kronologies nie. Dit gaan oor locations, dit gaan oor acteur availability. Jy kan nie 'n fliek word nie geskiet in die begin en dan eindig hy op dag 30 by die einde van die movie nie. Partykeer skiet jy die laaste scene van die movie op die eerste dag. Net oor want dis wanneer die kerk available was. En dis eintlik maar hoe die lewe ook werk. Die lewe, jy lewe om kronologies, maar hoe die goed gebeur is op like die Here se tyd en op 'n ander tyd as joune. Dit is van hierdie ding gebeur nie op dag 1 met jou nie. Dit gebeur wat ek al wanneer jy 40 is, gebeur daai belangrike moment wat jy nodig het dat jy kan verstaan hoekom dit gebeur het toe jy 20 was sê net maar. En die lewe is eintlik maar een groot film. Sure. Hoorie? Weet jy van jou nie, weet jy van julle twee nie. Ons gaan vir ewig met hulle praat. Ja, ons kan Maar definitief. daar is soveel om te, maar ons het net soveel tyd vir jou. Apparently het jy net soveel attention span nie. So, die is 'n baie goeie moment om dankie te sê. Yes. Vir Karin eerste vir jou vir die saadjie wat oor die 20 jaar daar gelê het onder die grond in die donkerte gewag het vir the perfect moment. Want ek voel in terme van tyd, daar is nie toeval nie. Alles is presies soos wat dit moet Come on now. en wanneer dit moet. Come on. En ek vind soms vir al gelowiges so klein gelowig. Ons vergeet om te hand over to the greater power wanneer veral 'n passieprojek en 'n dingie in ons harte. So eerstens dankie vir die geloof om die storie te glo, die storie se waarde Sure. te glo, dit lewend te hou tot 'n mate. Weet nie genoeg. Daai ding het dood gegaan, hoor. Maar die saad was genoegsaam daar dat hy kon afgestof word, weer 'n bietjie geslyp word, bietjie oopgekap kon word, ander water kon ingaan. Jy's nou anders as toe jy as aanvanklike idee gekry het. Daar's soveel layers wat gelei het tot waar ons vandag sit, waar ons in 2026 oor breed van die jaar kan praat, waar hy top 3 in Brasil kan wees, wat nie eers die begin, nie eers die mark, nie eers in die as jy dink aan Afrikaans, niemand dink aan Suid-Amerika nie, maar hier is die proef in die Om te pudding. dink Ronaldo het hulle movie gekyk. Kykie, sy, hoorie, Solomon Kiburu, jy gaan nog daar in Rio de Janeiro op die beach loop, dan gaan iemand vir jou op die boot vlieg. Jy lyk actually nog as soos hulle, so like, kykie, voor hy weet is hy dalk 'n ster in Suid-Amerika. Want dis die mag van stories, it can reach beyond borders. So ek wil dankie sê daarvoor, ek wil dankie sê vir die feit dat ons hierdie wonderlike content het in Afrikaans. Sure. Want dis die versigtiging van ons mense. Ons wil trots wees op wat Afrikaans is, wat ons kan vat as 'n klein paspoortjie vir die res van die wêreld. En jy het iets gedoen wat dit kan doen en wat kan staan. Soos jy sê, tydloos. Nie net die musiekie, maar die hele ding. Want ek het vir Luke en vir Karin vroeër gevra van romcom. Is 'n romcom. Maar dit is hy. Vir al die in Afrikaans nie. So vir julle passie, vir jou insette, vir jou letting go of the insecurities, want dit vat baie. As jy buitekant jou baan, al is dit net 'n millimeter. Want daai kamera flip en vang alles vas. Jy kan nie op film lieg nie. TV kan jy nog 'n bietjie lieg, op die verhoog kan jy baie lieg. Miskien gaan jy eers 'n paar rye sien, maar agter, maar met 'n flip en close-up, nee, as jy nie present is nie, dit wys. So, kykie,
waar kan die mense nog gaan kyk vir bruid van die jaar? Dis net ja, Netflix. Ja. Nou, Ja. hoe meer julle kyk, hoe meer Afrikaanse content kan ons nog in ons land maak in ons taal. So ek dink Luke het gesê sit sommer die ding weer aan, laat hy net speel. Ja, Sit hom weer aan, laat hy net. Jy weet soos wat jy met die Instagram maak of daai mense geld maak. So maak vir ons ook geld op Netflix. En kan hulle julle volg op die socials? Ek sien daar's baie klips op jou socials Karin. Karin is baie beter met baie. Love it. Dis waar ek soek Ek van het hierdie media following met jy het. Ja, ek Ek is is dit, net baie te lui. excited. te live content. Maar ja, social media, ons is daarso gaan laat ons weet wat jy van die film dink. Dis altyd lekker om te hoor wat dink jy het gewerk of nie gewerk het nie, maar. Ja, like en subscribe hieronder, né Solomon? Ja, like en Kyk, subscribe. laat weet ons of jy vir Solomon raak gesien het. Ja, nee, man. Ja. Hy is daar en Solomon gee baie stoute dance move in daai film. Baie stout. Julle my ma luister na die show. Julle baie dankie vir julle like en subscribe. Ons sien julle op die volgende een. sien jy by die volgende een. Gaan kyk die movie.